My woorde word die huis waarin ek woon. Spreuke 4 vers 27 van die boodskap. Jou manier van leef bepaal jou geluk. Ek moet oplet wat ek sê, dink en doen. Met my eie woorde kan ek vir myself 'n stryk stel waaruit ek nie sal kom nie. Is my tong 'n skerp swaard wat woorde van verwoesting saai? Is dit 'n werktuig in die hande van Satan? Is my woorde skerp pyle wat ek uitstuur om ander te verwoes? Verlustig ek my wanneer ek woorde van verwoesting oor iemand gespreek het? Is my woorde soos 'n skild waagter ek skuil? Regverdig ek my eie dade? Ons weet dat woorde krag het. Diegene wat woorde uitstuur om te verwoes, glo dit sal verwoes. Hierdie mense sê, Psalm 12 vers 5, met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons. Wie is Heer oor ons? Hulle woorde van verwoesting is hul lewenswyse. Dis hul fondasie, hulle voel veilig, hulle verlustig hulle aan die uitkoms van hulle woorde. En hulle voer verskonings aan vir hul verkeerde dade. Maar daar is geen verskoning vir sonde nie. Matteus 12 vers 35, uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Jaloesie is 'n dryfveer wat maak dat mense woorde van verwoesting oor ander spreek. Hulle het vir hulself 'n donker huis gebou. Die fondasie is jaloesie, die stene leuns en kwaadpraat en die dak is die geloof wat hulle in hulle woorde het. Die kwaad wat hulle gedoen het, sal hulle ondergang bring. Hulle besef dit nie, want hulle regverdig hulle dade. Spreuke 12 vers 14, die B-gedeelte. Die daad van 'n mens se hande kom op hom terug. Die huis waarin hulle bly, stort ineen en hulle sterf daarin. Hierdie mense het nooit vergifnis gevra vir hulle verkeerde dade nie. Hulle het hulle nie losgemaak daarvan nie. Romeine 6:23, want die loon wat die sonde gee, is die dood. Die persoon wat kwaad praat, wat jaloesie in sy hart dra, word meer daardeur beïnvloed as diegene teenoor wie hy dit spreek. Die goddeloos is soos 'n fontein met troebel water. Sy woorde dra die dood en hy sal daarin verdrink. Die regverdige is soos 'n fontein met helder water en dit getuig van lewe. My woordkeuses kan my in die duisternis of in die lig laat woon en dit bepaal ook my eindbestemming. Jaffa soek nie mense wat se harte vol donkerte is nie. Hy soek mense wie se hart, wie se huis vol lig en waarheid is. Ek kan God nie behaag as ek in 'n donker huis woon nie. In 'n donker hart se eindbestemming is die verdoemenis. Ek herhaal weer, sonde het nie 'n verskoning nie. My eie woorde kan teen my getuig of vir my getuig. Wat spreek jy en wat verwag jy? Hoe beïnvloed jou woorde jou lewe? Laat jou woorde soet wees soos heuning op die tong, sodat jy vir God, vir Jaffa, 'n vreugde kan wees. Met bitter woorde is ek en jy 'n vreugde vir Satan. Laat jou woorde van liefde wees en laat 'n glimlag agter waar jy ook al gaan.